Facebook kom, moes ek keer dat ek nie huil nie, want ek soos, Here, ek moet nou amper opgaan, ek kan nie opgaan, en ek het trane in my oë nie. Maar geliefde Silverkrone, ek kan die liefde voel. Ek kan die liefde voel van die Here vir elkeen van julle. En ek hoop julle weet dit. Daar's 'n spesiale plek in sy hart vir elkeen van julle. So om Frans en Tannie Ina kom vra vir my om 'n boodskap te bring vir die geliefde Silverkrone, en ek is soos, wat kan 'n man van 30 jaar oud vir al hierdie wyse mense kom sê wat hulle nog nie al gehoor het in hulle leeftyd nie. En ek gaan na die Here toe en ek sê, Here, ek kort help. Wat moet ek doen? Wat moet ek sê? En hy kom gee 'n woord vir my, en ek gaan nog nie die woord sê nie, maar toe die woord vir my kom gee, as ek soos, Jesus Here, ek weet nie so lekker van hierdie nie. Is dit nie al iets wat hulle al ken en selfs al begin doen nie, en hy kom gee die woord. Hy bly die woord vir my gee. En ek begin bietjie dieper indelf. En ek kom by hierdie titel. En dis dalk daai titel waar daar gestaan het, maar die titel eintlik in kort is, jou storie is nog nie klaar nie. Jou storie is nog nie klaar nie. En ek wil vir elkeen van julle sê dat God is besig om te werk, selfs vandag, deur elkeen van julle. En ek kan dink, dit is maklik om te dink dat wanneer die hare grys is en wanneer jy begin aftree, dat jou planne begin ook grys en vaal raak. Dat God se planne vir jou lewe begin ook aftree. Maar ek wil vir jou sê, dis 'n leuen. Ek wil vir jou sê dat jou storie is nog nie klaar nie. Daar's 'n vers, 'n paar verse wat ek wil begin mee, en is in Psalm 92, wat hierdie seisoen waar julle julleself in vind, so mooi vir my beskryf. Psalm 92 vers 12 sê, die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. 'n Ander vertaling sê dit so, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrug dra. Hulle sal vet en groen wees. En dit is dalk 'n moeilike een om te hoor, ek sê nie is vet en groen nie. Maar daar is soveel mooi in hierdie Psalm. Wat hierdie Psalm vir elkeen van julle sê, is dat in hierdie seisoen waar julle is daar 'n toename van krag, nie 'n afname nie. Daar is vrug, nuwe vrug wat ontstaan. Daar is gesondheid en daar is lewe, selfs in hierdie seisoen. Dit maak my so opgewonde. Jou tyd, jou storie is nie klaar nie. En ek wil hê dat julle vir die persoon langs jou dit sal sê, kliphard, jou storie is nie klaar nie. So ek wil vir jou sê, ek wil 'n statement maak, 'n verklaring maak. En ek wil hê dat hierdie verklaring in jou kop moet wees, soos wat ons deur hierdie boodskap gaan volgend. En die verklaring is, God se roeping oor jou lewe het nie 'n vervaldatum nie. God se roeping oor jou lewe het nie 'n vervaldatum nie. En sy plan verander nie omdat die jare verbygegaan het nie. Is dit oké? Inteendeel, dit groei al hoe dieper. En ek wil dit vir julle bewys. En die beste plek om hierdie te bewys is om terug te gaan na die woord van God toe. Want in die woord van God is daar 'n voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld oor hoe mense wat gedink het, hulle is verby hulle tyd. Hoe wêreld dalk vir hulle gesê het, julle is verby julle tyd. Maar in God se oë was hulle op hul tyd. Eerste voorbeeld, Abraham. Abraham was 65 jaar oud toe God hom roep. En 'n belofte vir hom kom gee dat ek jou 'n vader van nasies gaan maak. Maar hy het nog nie 'n seun nie. Hy het vir 35 jaar gewag. Hy het bly vertrou. Hy het bly glo. Hy het bly bid en op 100 kry hy die seun Isak. Toe Sara 90 was, toe dit fisies onmoontlik vir die wêreld is om te hoor dat jy op 90 'n seun kan kry, het Sara 'n seun gekry. Moses was 80 jaar oud toe God hom roep en sê, Moses, ek wil hê jy moet die volk van Israel uit Egipte uit gaan kry. 80 jaar oud. Anna, in die Nuwe Testament, Lukas 2, wie het al gehoor van Anna? So mooi storie, dis die een wat ek wil op fokus. Hoor gou hierdie, dis in Lukas 2, 36.
En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel, uit die stam van Asser. Sy was op 'n baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. So sy het 7 jaar saam met haar man gelewe. Haar man het dood gegaan en op hierdie oomblik is sy 84 jaar oud. Sy het nie weggebly nie, hoor hierdie. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God bly dien nag en dag. Jy sien wat vir my so mooi is van Anna. Sy het nie dat haar ouderdom maak keer om te bly dien, bly bid en bly God verheerlik nie. Maar weet jy wat so mooi is? Dat in hierdie verhaal in Lukas 2 is dit presies die verhaal waar Josef en Maria met Jesus kom, baba Jesus, om die purification proses te kom doen van Moses se law. Maar weet jy, Anna was in die tempel. Dieselfde plek waar sy gekies het om te wees en te bly dien en te bly glo. En hier kom Jesus in. Weet jy wat het Anna gedoen? Anna het Jesus herken, toe ander nie eens geweet het wie hy is nie. Toe ander hom gesien het as 'n baba, het sy Jesus raak gesien. En die woord gaan aan in Lukas 2 en dit sê nie Anna het huis toe gegaan en gaan rus nie. Sy het uitgegaan en sy het vir mense verkondig dat die koning is hier. Salvation. Ek kan amper sê Anna was die eerste evangelis gewees. Sy het iets gesien wat ander mense gemis het. Al hierdie voorbeelde is mense wat jy so vinnig kan sien, is verby altyd, maar elkeen van hierdie mense was op altyd. Elkeen van hierdie mense was nog in hulle roeping, wat God voorberei het, voor die fondasie van hierdie aarde, vir elkeen van julle. En as jy hier is, as jy nog asemhaal, wil ek vir jou sê, dat elke liewe dag het 'n doel. Dat jy het 'n doel in hierdie wêreld. Dat daar mense hier buite is wat jou lig, jou geloof, jou vertroue nodig het. Ek het dit nodig. En dit is belangrik om dit te besef dat hierdie jare van ervaring wat jy opgedoen het, is nie die einde nie. Maar is die voorbereiding. Dis die voorbereiding van wat God in hierdie seisoen deur elkeen van julle wil kom doen. En ek wil hê dat julle moet dink aan hierdie seisoen nie as 'n seisoen waar die tyd verby is nie, maar as 'n nuwe hoofstuk. 'n Nuwe hoofstuk in julle lewens. 'n Nuwe hoofstuk waar sy krag die helderste gaan skyn deur jou. En die wêreld mag dalk sê, of die wêreld mag jou dalk afskryf, maar ek wil vir jou sê, God sal nooit nie. Daar is nie so ding dat jy is te oud om gebruik te word nie. Daar is nie so ding dat jy is te oud dat God deur jou kan werk en skyn nie. Jy sien, ons wêreld het 'n ding om ouderdom te sien as onbruikbaar. Dis 'n wêreld, ons weet dit, wat jong is, die vinnig is, die slim is, ophef, maar so vinnig vergeet van die wyses. En ek is so lief hoe die koninkryk van God, want die koninkryk van God is anders. En dit sê in Spreuke 16 die volgende, dit is so 'n mooi vers. Grysheid is 'n sierlike kroon. Dit word gevind op die weg van geregtigheid. Die Engels sê, grey hair is a crown of glory. Hoe mooi is dit? Die grys hare is nie 'n storie wat verby is nie. Inteendeel, die grys hare vertel 'n storie van oorlewing, van geloof, van vertroue, van iemand wat nie moed opgegee het nie. En is 'n storie wat moet vertel word aan die volgende generasie. Dis 'n storie wat moet gedeel word vir die volgende generasie. Die grys hare is 'n kroon van oorwinning. En ek sien 'n klomp van julle wat hier sit wat oorwinnaars is. En dit is die hoogste kompliment wat enigiemand kan ontvang. Van 'n lewe wat gelewe is. Jou tyd is nog nie verby nie. En is so maklik om in hierdie tyd te voel dat dit 'n tyd van aftree is, maar weet jy wat hierdie tyd is in God se koninkryk? Dis die tyd van intree. Dis die tyd vir intree vir ander mense, dis die tyd van intree vir die gemeenskap, vir die gemeente, vir die jonges, om hulle op te bou. Om hulle te help, om met die pad te stap wat jy al soveel keer klaar gestap het.
Psalm 145 sê, die een geslag prys u werke aan die ander, en hulle verkondig u magtige dade. Hoe mooi is dit? Jou hele lewe. Ek dink aan hierdie vers en al wat ek dadelik na my kop toe kom is, jou hele lewe, geliefde Silverkroon, is 'n preek. Is 'n preek wat elke dag gegee word van hoop, genade en God se goedheid. Jou hele lewe, soos wat jy stap, soos wat jy jouself hanteer, soos wat jy bly glimlag, bly hoop, bly doen wat hy vir jou gevra het om te doen, is jy besig om 'n testimony te wees, 'n getuienis te wees vir die volgende geslag. As ek na julle kyk, raak ek so excited vir die lewe vorentoe. Julle gee my hoop. Toe julle gesing het soos 'n wildsbok, uit die diepte van julle hart het dit my soveel hoop gegee. Om te weet dat eendag kan ek daar staan en net so sing. En bly sing en hierdie pad saam met hom stap, want as julle dit kan doen, kan ek dit ook doen. Henry Nouwen sê die volgende. Hy maak hierdie verklaring, hy sê ons wonde kan plekke word waar ander mense genees. Maar hier is die kruks. As ons dit met hulle deel. Alles wat gebeur het in jou lewe, alles waar die Here jou deurgedra het, elke traan, elke oorwinning, elke geloofstap, is 'n storie wat oorgedra moet word aan die volgende geslag. Waar hulle nuwe energie kan kry, nuwe hoop kan kry, nuwe vertroue kan kry deur jou storie. En daar is jonges vandag wat hierdie stories moet hoor. Julle, ek is een van hulle wat met eerlikheid vir jou kan sê, ek wil jou storie hoor, ek wil jou getuienis hoor, ek wil hoor hoe God jou deur dit gedra het. Tannie Ina het nie eens geweet voor ons begin het nie, sy kom vertel vir my van wat hulle deurgegaan het, en hoe hulle bly vertrou het, en bly lief het, en bly hoop het in God. En Tannie het nie eens dit geweet nie, maar is asof sy nou net vir my kom bevestig het, dat dit is die boodskap wat ek moet bring, want ek het hoop gekry in daai oomblik. My geloof het gegroei in daai oomblik, toe sy daai getuienis vir my gee. Julle verstaan nie wat julle storie doen aan ander mense nie. Dit bring hoop. Jou storie is nog nie klaar nie. En ek wil gaan na 'n volgende gedeelte toe. Sien, dit gaan nie net oor die storie wat verby is nie, maar God het ons geroep om rentmeesters te wees. Om rentmeesters te wees van hierdie gawes en hierdie genade wat hy in elkeen van ons kom inblaas het. En 'n rentmeester is baie eenvoudig om te verduidelik, dis iemand wat iets wat aan iemand anders behoort, bestuur. Julle het meeste van julle het dalk 'n aftreefonds en julle het hierdie ou vertrou om daai aftreefonds te bestuur vir jou. Dis joune. Dis baie kosbaar vir jou, maar jy het hom vertrou om dit reg te bestuur vir jou. Dis rentmeesterskap. En wanneer dit kom by rentmeesterskap, dink ons dadelik aan geld. Maar is soveel dieper en soveel mooier as dit. Paulus sê in 1 Korintiërs 4 vers 11, hy sê, laat die mense ons beskou as dienaars van Christus en as rentmeesters van die geheime van God. En as rentmeesters van die geheime van God. So elke keer wat jy iemand bemoedig, is jy 'n rentmeester. Elke keer wat jy bid vir iemand, is jy besig om 'n gawe te gebruik. So jy is 'n goeie rentmeester. Elke keer wat jy vir 'n jong mens raad gee uit jou wysheid uit, is jy besig om genade te dien. En jy is 'n rentmeester. Paulus beskryf in Romeine 12 vers 6. In hierdie hoofstuk praat hy oor hoe elkeen van ons genadegawes ontvang het van God af. En hoe elkeen van ons uniek gemaak is in ons eie manier. En is beautiful, as jy die tyd het gaan lees dit, as jy dit ook nog nie gelees het nie. Maar ek wil net hierdie vers, 12 vers 6, ek gaan dit nou in Engels lees. So Paulus sê, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Jy sien ons 3 sleutels. Gawes is gegee as gevolg van die genade, 2 waarhede, maar dan sê Paulus nie, begrawe dit nie hou dit vir jouself nie, hy sê gebruik dit. Want God weet die krag wat hy in elkeen van julle geplaas het, wat dit kan doen wanneer dit gebruik word. Rentmeesterskap, om te bestuur dit wat God in elkeen van ons kom sit het.
Jy sien, Paulus het dit so mooi verstaan. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 10, maar deur genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloedig gearbei, meer as almal. Hoor hierdie woorde, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Julle, dit is so mooi. God kom gee ons hierdie gawes en hierdie talente, en sy genade bekragtig ons om te doen wat ons nooit ooit in ons menslike vermoë ooit kon doen nie. Hy gee ons die krag om dit te gebruik, om dit uit te werk, om te doen wat hy wil hê ons moet doen vandag in hierdie gemeenskap, in hierdie gemeente. Of dit nou leer is, of dit nou lei is, of dit bestuur is, of dit bid is, of dit gee is, of dit dien is, wat ook al die gawe wat hy in jou kom plaas het, daar is nie 'n vervaldatum nie. Hy wil hê dat jy 'n rentmeester moet wees en dit moet gebruik. Julle lewens is 'n getuienis van getrouheid. Hoor daai woorde. Jou lewe is 'n getuienis van getrouheid. En jy weet, in God se oë is getrouheid iets anders. Is iets baie dieper. En om dit te verduidelik, wil ek gaan na 'n gelykenis wat Jesus vir ons kom verduidelik het in Matteus 25. Julle almal ken dit. Die meester het gekom en aan 3 van sy werke talente gegee. Ons ken die storie, hy gee aan die een 5, hy gee aan die ander een 2 en hy gee aan die laaste een 1. Ons sien een wat 5 het en 2 het gegaan en wat gedoen? Hulle het dit vermeerder. Maar die een wat 1 gehad het wat gedoen? Hy het dit gaan begrawe. Hy het dit gaan bære. En sy verskoning aan sy meester was die volgende: Here, ek weet u is streng. Daarom het ek dit eerder bewaar. Maar sy meester sê vir hom hierdie harde woorde: jou bose en lui diensknegt. En dis harde woorde om te hoor. Maar hy sê vir die een wat dit weggesteek het en wat dit gaan begrawe het: jou bose en lui diensknegt. Hoekom? Want daai gawe wat God in elkeen van ons plaas, julle, dit is ons verantwoordelikheid as rentmeesters om dit te gebruik vir sy koninkryk. Om dit te bou. Om mense om die bruid van God op te bou en te help. Want ons is almal op hierdie pad na dieselfde destinasie toe. Maar elkeen van ons is dalk bietjie nader, bietjie ver terug, bietjie van die wes af, bietjie van die oos af, en so help ons mekaar om hierdie pad reguit te stap na hom toe. En getrou te bly en sterk te bly. Om te begin gebruik dit wat hy in jou geplaas het. So ons sien hierso dat hy nie vir die een sê wat dit gaan begrawe het, wel gedaan, jy was passief en veilig nie. Maar hy sê vir die een wat die 5 en die 2 gaan gebruik het en dit vermeerder het, wel gedaan, jy was getrou en vrugbaar. So ons sien in God se oë, getrouheid beteken nie net konstant nie. Dit beteken vermenigvuldiging. Dit beteken vermeerder wat ek vir jou gegee het. En daar is soveel krag in hierdie. Net 'n vinnige kantlyn wat by hierdie uitkom. Paulus praat in 1 Korintiërs 12 oor die liggaam. Hoe elke deel van hierdie liggaam anders is. Maar elke deel uniek is. Waar die hand nie die oog se werk kan doen nie, die oog nie die ore se werk kan doen nie. Jou linkervoet kan nie die regtervoet wees nie, jou toon kan nie die vinger wees nie. Elke deel is anders. Elke deel is uniek en het sy werk. En die hoof is Christus. So wat ek probeer sê is jou roeping, jou manier van dien, jou manier van bid, jou manier van gee, jou manier van storie vertel of die storie wat jy het, is uniek. Jy hoef nie soos iemand anders te wees nie. God is op soek na jou uniekheid. Want deur jou uniekheid kan jy net sekere mense raak. Jy is uniek in jou eie manier. Paulus sê dit so, 1 Korintiërs 4 vers 12. Van ons as rentmeesters word vereis dat hulle getrou sal wees. Nie suksesvol nie, nie gewild nie, getrou. En as het nou net gehoor, getrou beteken wat? In God se oë beteken dit vermenigvuldig. Vermeerder. Deel uit. Gee. Bou. Dis vermenigvuldiging. Nie omdat jy perfek is nie, nie omdat jy volmaak is nie, maar hy sê gebruik wat ek in jou geplaas het.
is so mooi vir my dat dalk is jy self hierso van julle wat hier sit en jy voel, jy vertel van vermenigvuldiging en jy vertel hierdie beautiful verhaal, maar ek het niks om vir Jesus te gee nie. Ek het so min om uit te deel. Al wat ek kan doen is bid. Al wat ek kan doen is dalk help om die koffiestasies in te bring, of dalk kan ek net 'n bietjie van my storie vertel, of dalk kan ek daar voor staan en mense verwelkom, of net die tiendes opneem. Mense, ek wil vir jou sê dat as jy hom vertrou met die min, maak dit bonatuurlik meer. Want dis wie God is. Dit is sy hart van die begin af, is vermenigvuldiging. Ons sien dit in Genesis 28, spreek hy oor die mens, wees vrugbaar en vermeerder. Ja, fisies, maar dit was 'n geestelike beginsel. Ons sien sy hart is vermenigvuldiging. En as jy hier sit en jy voel jy het min om te gee, wil ek vir jou sê, dis 'n leuen. Daar was 'n seentjie in die Nuwe Testament, wat net 5 brode en 2 visse gehad het. Jy sien in hierdie seentjie se hande was daai brode en daai 5 brode en daai 2 visse, net 5 brode en 2 visse. Hy het dit gaan gee vir Jesus se disippels, maar selfs in hulle hande was dit net 5 brode en 2 visse. Maar die oomblik toe hulle daai 5 brode, daai 2 visse aan Jesus vertrou en vir hom sê, Here, hierdie is al wat ek het, gebruik dit, was dit genoeg om duisende mense te voed. Jy dink jy het min, maar as jy jouself beskikbaar maak, is dit bonatuurlik meer. Moet nooit dink dat jou tyd verby is nie, moet nooit dink dat jou invloed verby is nie, moet nooit dink dat jou gebede, jou bediening, dit wat jy doen hier in die kerk, te vergeefs is nie. God werk deur jou, en hy maak dit bonatuurlik meer, dat die impak van dit, jou mond sal laat oophang. Want dis wie God is. Hy sê vir ons in Acts 20 vers 35, it is more blessed to give than to receive. Dit is meer geseënd om te gee, as om te ontvang. Dis die koninkryk van God. Wanneer jy sy liefde ontvang, om dit uit te gee. Wanneer jy sy wysheid ontvang, om dit uit te gee. Wanneer jy sy gawes ontvang, om dit uit te gee. Want elke keer wat jy dit doen, raak jy 'n kanaal, 'n rivier wat vloei, wat oopmaak vir die Here om deur te werk, en die meer wat jy gee, die meer kry jy. Die meer wat jy uitdeel, die meer ontvang jy. En die einde van hierdie gelykenis van die talente sê Jesus dit so: aan elkeen wat het, sal meer gegee word. En hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word. God vra jou om 'n rentmeester te wees en dit te gebruik wat jy het. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Want in sy hande raak dit 'n bonatuurlike gawe, talent, bid, dien, wat ook al dit is. Moses, ek het amper vergeet van Moses. Moses het 'n stok in sy hand gehad. Die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet my volk uit Israel, uit my volk van Israel uit Egipte uit gaan lei. Maar hy het net 'n stok. En in Moses se hand, sonder die Here, was dit net 'n stok. So as hy nou in Egipte ingegaan het en probeer die volk van Israel uit Egipte uitkry, wat dink jy sou hy gedoen het net met 'n stok? Dalk vir Farao op die kop gekap het. Sy nie baie ver gekom het nie. Maar toe hy die min vat wat hy het, en die Here vertrou met dit, en sê, Here, gebruik wat ek het dit 'n instrument geraak van wonderwerke. En het die hele volk van Israel uit Egipte uitgelei. Dit het die Rooi See gesplit. Nie die stok nie, maar die bonatuurlike krag van God, wat deur Moses gewerk het, omdat hy gesê het, gebruik my. Gebruik wat ek het. En wanneer jy dit doen, raak jou lewe 'n saad van vermenigvuldiging vir die volgende geslag. Vir die volgende generasie wat dit so nodig het. Dawid sê in Psalm 71:18, hy sê, selfs nou, toe ek oud en grys is, o God, verlaat my nie, totdat ek u krag verkondig aan die volgende geslag. Wat 'n beautiful roeping. 'n tyd waar dit nie 'n tyd is van oorleef en aftree nie, maar 'n tyd van oordra en oorgee.
Ons lewe in 'n tyd waar jong mense soveel nuwe inligting en soveel inligting beskikbaar het wat ingeneem word, maar waar hierdie jonger generasie nie verstaan wat dit is om te volhard nie. Waar hulle nie verstaan wat dit is om loyaliteit te hê, vertroue te hê en getroud te bly aan God nie. En dis waar julle inkom. Dis waar julle stories nuwe vuur in hulle begin inblaas. Nuwe hoop, nuwe vertroue vir die lewe wat vorentoe lê. Jou lewe, jy's soos 'n vuurtoring wat wys vir hulle dat maak nie saak wat se storms met my gebeur het nie, maak nie saak wat oor my pad gekom het nie. Ek het bly vertrou in God. En dit gee hulle nuwe hoop, gee hulle nuwe geloof. En om eerlik te wees, as ek hier voor staan, sien ek soveel van julle wat se ligte nog helder skyn. Wat die wêreld nodig het, wat die kerk, die mense in hierdie kerk nodig het. Ek sien soveel lewens wat nog 'n verskil kan maak in hierdie gemeenskap. Maar geliefde Silverkroon, ons moet begin na die Here toe gaan en sê, Here, gebruik my hoe ook al U wil. En dit net begin doen. Begin bid. Begin dien. Begin jou storie deel. Begin betrokke raak waar jy voel jy moet betrokke raak. Moenie wag nie. Daar's iemand wat jou uniekheid nodig het. Daar's iemand wat jy kan aanraak op 'n manier wat jy nooit gedink het is moontlik nie. Waar God jou wil gebruik in daardie omgewing. En dit alles begin met 'n nuwe perspektief. 'n Nuwe perspektief om te sê dat hierdie nie 'n seisoen is van afname en aftrede, maar dit 'n seisoen is van vermenigvuldiging. Van gee, van dien en van oorgawe en van multiplication in die volgende generasie. Ek voel dat God sê vir sy silwerkrone vandag dat ek is besig om die saad van jare se getrouheid te laat ontkiem binne in julle. Daai wat jy gesaai het in trane, gaan jy nou begin maai in blydskap. Want jy gaan begin sien hoe jou lewe nog steeds vandag 'n verskil kan wees en 'n geskenk kan wees aan mense rondom jou. As jy nog asemhaal, is er nog doel. Elke liewe dag vir elkeen van julle. God kyk nie na ouderdom nie. Hy kyk na jou bereidwilligheid, na jou beskikbaarheid. Ek het die woord wat ek gekry het van die Here wat ek verpraat het in die begin, en dis die woord wat ek aan julle wil gee, en dit is vermenigvuldig. Vermenigvuldig dit wat God in jou geplaas het. Maak nie saak hoe klein jy dink dit is nie. Want hier is die ding van genade. Genade is nie net vergifnis nie. Genade is die bekwaammaking van God binne in jou. Dis die krag van God wat jou in staat stel om te doen wat natuurlik onmoontlik is. En jy sê dalk selfs, JD, ek's moeg. Hoe verwag jy my nou om hierdie goed te doen? Ek sê vir jou dat jy kan dit dalk sê, maar God sê ek wil deur jou werk. God sê jou storie is nog nie klaar nie. Laaste vers wat ek wil lees, wat ek nou heeltemal geskiep het, 2 Korintiërs 12 vers 9 sê Paulus, nee, sê God, my genade is vir jou genoeg, want my krag word volmaak in jou swakheid. So hy beskryf sy genade as jou krag, en daardie krag tree die helderste op, wanneer jy voel dat jy swak is. Dis die God wat ons dien. En al 'n hele rukkie terwyl ek hierdie voorberei, kom spreek Heilige Gees die hele tyd hierdie volgende woorde in my. Jerry, ek wil hê dat jy die Elias, die Mosesse, die Paulusse, die Annas moet uitroep. Dat jy dit uit hulle uit moet trek en vir hulle sê, dis nou die tyd wat jy die Joshuas moet oprig. Dat jy die Timoteus moet oprig. Want hulle sit hier in die kerk. Die volgende geslag weet nie dat God hulle wil gebruik nie, maar jy weet hulle doen. Want jy is daardeur. Jy het die storie van getuienis, jy het die storie van getrouheid, jy het die storie van vertroue. Dis tyd wat julle opstaan en vermenigvuldig. Oordra
voel dalk nie soos 'n Moses nie. Jy voel dalk nie soos 'n Elia nie. Jy voel dalk nie soos 'n Paulus nie. Maar ek wil vir jou sê, nie een van daai mense kon gedoen het wat hulle gedoen het sonder die krag van God in hulle nie. Nie een van daai mense kon dit gedoen het wat hulle gedoen het as hulle nie God vertrou het met die min wat hulle het nie. En toe hulle dit gedoen het, het hy dit bo natuurlik vermeerder deur hulle. Jou storie is nog nie klaar nie. Ek hoor dit. Die jong mense hoor dit. Julle hoor dit van mekaar. Moenie opgee nie. Moenie dit gaan begrawe nie. Moenie dit gaan bære nie. Begin dit uitdeel. Begin bou aan sy bruid. Dit is so mooi. Dit kom nou op by my. Maar dis asof God die beste hou vir laaste. Jy sien in die Nuwe Testament, die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, was by 'n troue. So beautiful, hoe hy gekies het om dit te doen by 'n troue. Hy is die bruidegom, ons as die bruid. Maar by hierdie troue, ons ken die storie, die wyn raak op. En in daai tyd was dit 'n baie groot ding. Die wyn kon nie opraak nie. Jesus se ma kom na Jesus toe en sê vir Jesus, help. Jesus sê vir sy ma, dis nog nie my tyd nie. Maar sy ma sê, as dit nie nou is nie, wanneer? En ek voel dis 'n woord wat ek vir julle moet sê, as dit nie nou is nie, wanneer? Want jy sien die oomblik toe hulle daai water vat, in hulle hande was dit water. Het sou altyd water gebly het. Maar die oomblik toe dit wat hulle het, die gewone, die min, al wat hulle het, toe hulle dit vertrou het in Jesus se hande, het hy die bonatuurlike gedoen en het die water verander in wyn. Dat selfs die seremoniemeester sê, hierdie is die beste wyn wat ek al geproe het en julle het dit gehou vir laaste. Ons kort julle wyn. Ons kort julle stories. Ons kort julle geloof, ons kort julle vertrou, ons kort julle getrouheid. Ons kort julle talente, julle gawes, julle gebede, wat ook al God jou gegee het om te gebruik het. Bou. Kan ons staan? En ek wil vra dat ons hande in die lig sal sit vir die Here, en ek wil net 'n seën oor julle praat en dan gaan ons afsluit in gebed. Here, ek vra dat elke persoon wat sy hand hier gelig is, Here, elke persoon wat hier sit voor my, Here, dat U hulle sal begin oprig. Dat hulle sal begin besef dat hierdie 'n nuwe seisoen is. So Here, ek kom vra dat U hulle sal seën met U genade nog dieper, Here. Met nuwe vrug, nuwe gebede, nuwe passie. Here, dat hulle dit sal begin uitleef elke liewe dag waar ook al hulle is. Here, seën hulle met die waarheid, en die waarheid is dat hulle storie nog nie klaar is nie. Here, seën hulle met 'n nuwe perspektief, om te sien en sensitief te wees waar ook al U hulle wil gebruik in hierdie gemeenskap en in hierdie gemeente. Here, en dan kom bid ek en vra Heilige Gees, trek ons nader aan U hart. Here, mag ons so naby kom aan U as wat dit menslik moontlik is. Dat ons al hierdie geheime kan hoor wat U vir ons sê, sodat ons kan uitgaan en rentmeesters kan wees van dit. Die gawes kan gebruik en kan uitdeel en kan bou aan U bruid. Here, dankie vir die liefde wat ek dadelik gevoel het, wat U het vir die geliefde, hierdie geliefde silwerkrone. Here, maar ek vra dat hulle dit sal begin voel, dat hulle U liefde op 'n nuwe vlak sal begin ervaar in hierdie nuwe seisoen, in hierdie nuwe hoofstuk. Here, waar hulle nie meer begin praat uit teorie uit nie, maar waar hulle begin praat uit lewenservaring uit. Mag hulle dit begin sien. Here, gee hulle die krag, gee hulle die boldness en die courage om dit te begin doen. As dit nie nou is nie, dan wanneer? Dankie vir dit, Here. Bless elkeen hier voor my, Here. Seën hulle, Here, met meer van U. Dieper revelation, meer kennis oor wie U is.
en dankie vir hoe U elkeen van hulle gaan gebruik, en dat U nooit opgee op enige van ons nie. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dan skreeu ek jou met, dit lyk of jy dans as jy doen. Ek kon dit nooit verstaan nie. Baie dankie, JD. Moes die antwoord hê. Daai versie in Psalm 31, my tye is in U hand, en jy kom met die boodskap en sê, onthou julle tyd is nog nie verby nie. Baie dankie, JD. Ek weet, so 'n preek moet opgevang word, tot ere verheerliking van die naam van die Here en vir sy koninkryk, dat dit weer kan geluister word. Ons moet werk daaraan, nee. Ja, Tannie Rita wil graag vir ons ietsie sê. Baie dankie vir 'n kosbare woord, en julle moet gaan werk daarmee, nee. Tannie Rita, wat wil jy vir ons sê? Okay. Mense, ek wil net, ek doen dit al baie jare. Ek was 'n jong mens, ek werk my hele lewe lank met bejaardes. En terwyl JP nou so praat, toe sê die Vader vir my, sê wat jy wil sê. Daar's soveel onder ons bejaardes, daar's soveel mense wat eensaam is. Daar's mense wat daar nooit met ander mense praat nie. Daar's mense in die supermark, loop in die supermark, sien bejaardes, wie praat met hulle? Wie sê goeiemôre? Al weet jy nie of hy Engels of Afrikaans is nie, dit maak nie saak nie. Die vreugde deur die jare, net om te sien hoe lig daai mense se gesig op. Die wonderlikste smile, ons weet nie wie was hulle nie. Hulle kon die staatspresident gewees het wat my betref. Maak nie saak nie, maar hy's eensaam in sy ouderdom. Groet hulle net langs die straat. Môre Tannie, hoe gaan dit? Nie dit, nie daai klein bietjies. In my werk toe gewerk het, was daar een keer 'n tannie sy bel my, sy sê, Rita, dis vandag die 5de dag wat ek net my hond het om mee te praat. Praat net met my, asseblief. En dit het nie saak gemaak of ek ander werk gehad het toe nie. Het ek seker so 5-6 minute afgestaan om met haar te gesels. Dit is verskriklik vir my om te dink dat ons bejaardes wat ons hele lewe aan die lewe gewy het niemand om mee te praat nie. Dis al wat ek wou sê. Net groet die mense as jy hulle sien. Hulle loop net verby. Dankie julle. Be blessed. Ja, nee. Baie dankie julle. Dit is 'n voorreg om sulke mense in ons kerk te hê, en soos JD nou vir ons daai boodskap, en is 'n aanmoediging, nee. Ons kom ons hier na mekaar toe om ons koppie net weer reg te draai in die regte rigting, sodat ons net weer kan doen wat die Here van ons verlang. Ons sien julle volgende week. Ons hoop julle is almal hierso, en dat almal gesond gaan wees, en ons gaan 'n fees hê hierso. Julle moet julle kaartjies onthou om saam te bring. Die enigste rede vir die kaartjies is, dan kan jy hom in die